gaan nou vir die volgende skets wys. Die volgende skets lyk so. Hier is jy nou as mens, en nommer 1, weet ons hier is deurweek met Gods Gees. Dit maak jou 'n goddelike wese op die aarde. Dit maak jou soos Jesus op die aarde, met al die autoriteit en al die krag. Die Here sê nou maar, ek gee vir jou al die autoriteit in die hemel en op die aarde. Jy is my kind, gaan verkondig die evangelie, hy het jou klaar toegerus. En dan gee die Here vir jou 'n helm van verlossing. Dis deel van jou wapenuitrusting. Hierdie helm is dieselfde as hierdie ring wat ek dra. Hierdie ring is 'n verbondsooreenkoms met Annetjie, my vrou. Hierdie verbondsooreenkoms sê, ek moet vir haar sorg, ek moet agter haar kyk, ek moet haar ondersteun, ek moet haar onderrig, ek moet vir haar by haar wees, ek moet vir haar lief wees. Aan haar kant onderneem sy dieselfde, en dis die teken van ons verbond, wat ons met mekaar het. So die Here ook vir jou 'n helm het gegee van verlossing, as teken van 'n verbond. Hierdie is 'n tydelike verbond. Godsin is 'n ewige verbond, vir hierdie lewe en ook die lewe hierna. Hy staan by jou, hy sal jou versterk, hy is jou God. Dis waarvoor die helm staan. Die tweede gedeelte wat hy gee vir jou 'n borsplaat van geregtigheid. Jy kan enigtyd in sy teenwoordigheid instap en sê, Abba Vader, U is my Vader. Weet as jy my nou kom soek in my kantoor, en as 'n klomp mense, dan moet jy agter sit, jy moet jou beurt wag om in te kom. My kinders gaan nie na die tou sit nie. Hulle kom direk in my kantoor en sê, Pa, ons soek geld. So hulle gaan nie in die tou sit nie. Dis dieselfde voordeel wat jy het. Jy kan direk instap vir dit wat Jesus vir jou gedoen het. Jy kan sê, Abba Vader, U is my Vader. Ek het 'n probleem in hierdie area. Help my asseblief. So hy gee dit ook vir jou as 'n teken van jou uitrusting op hierdie aarde om voorspoedig te wees. Dan gee hy ook vir jou 'n gordel van die waarheid. God se woord is die waarheid. Die probleem wat ons nou moet oorkom is hierdie spirit of fear. So nou moet ons kennis kry, wat sê God se woord aangaande vrees? Dit word deel van jou wapenuitrusting. So dis hoekom ek hierdie vir jou gee. As ons later verwerping doen, gaan ek jou ander skrifte gee. Dit word alles deel van jou mondering om staande te bly. En dan gee die Here ook vir jou die skoene van die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig. As jy dink aan die werke van Gods Gees, hy stel jou in staat om jou hande op die siekes te lê. Hy sê waar dit te Lukas, hy sê, dis die Gees van God op my, wat my in staat stel om die evangelie te verkondig aan die arme, om die blinde te herstel en die sieke gesond te maak, om die gevangene vry te laat. Dis klaar vir jou gegee, die autoriteit is vir jou gegee om die evangelie te verkondig. Hy rus jou daarmee toe. Dan gee die Here ook vir jou 'n skild. En hy gee vir jou 'n swaard en dit is jou volle mondering. Goed, lees nou vir my hierdie gedeelte. Efesiërs 6 vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die bosgesigte in die lig. Ja, so ons probleem lê nie teen vlees en bloed nie. Ons probleem lê hierso. En daarom as jy volle wapenuitrusting aanhou, kan Satan nie deur hierdie panser vir jou kom nie. Jy hou hom buitekant. So die Here maak jou, as die Engelse woord invincible. As jy dink aan, is dit Iron Man, wat daai pak klere aantrek, en dan kan hy wonderwerke doen. Jy het altyd die pak, en is nie kwessie dat jy die oggend aantrek en uittrek nie. Jy lyk altyd so, jy lyk soos 'n goeie opgeleide soldaat voor Satan, en hy is bang vir jou. Hy kan nie deurkom nie. So hy gee vir jou die volle wapenuitrusting, so jy dit konstant aan. Maar nou, in jou geval, het Satan 'n swak plek in jou mondering ontdek. Ergens in jou verlede het jy vrees toegelaat, 'n emosionele letsel. En dit kon gebeur het al reeds van voorgeboorte of ergens in die verlede. 'n Swak plek in jou mondering. So Satan gebruik hierdie swak plek om jou in gevangenskap te hou. Hy het 'n opening gekry. Jy weet, as twee boksers beklei, en die een slaan die ander ou se oog oop en dit bloei, dan slaan die opponent hom net op die oog. En dit word sy swak plek, en so gaan hy oorwinning kry. So Satan het 'n plekkie gekry in jou mondering, wat hy gebruik. Jou vrese gebruik hy. En hy beweeg daardeur. Ek wil net weer 'n keer vir jou sê, dis nie Satan homself nie, it's a spirit of fear, een van sy onderdane, wat spesialiseer in vrees. Hy kan ook nie in jou inkom nie, want in jou is God se Gees. So hy sit aan die buitekant. En hy slaas sy tentakels diep in jou in. Hy gebruik jou sintuie om jou bang te maak.
Dit wat jy hoor, jy hoor die ewe sê daar's geweld in land, daar's oorlog en so aan, en dit maak jou bang. Dis hoe hy werk. Hy werk jou sintuie. Dit wat jy sien, dit wat jy hoor, dit is dit hoe hy hou vas op jou. So hy sit aan die buitekant. Net daar's 4 metodes wat ek kan gebruik om van hierdie gees ontslae te raak. Ek moet dit verder vir jou by sê. Hierdie gees het nie eens 'n liggaam nie. Hy gebruik jou liggaam om ander mense bang te maak. Hy gebruik jou liggaam om vrees oor jouself te bring. Hy gebruik jou, hy manipuleer jou, hy domineer jou. Hy verhinder jou om die evangelie te verkondig. As ek vat vir Moses. Moses het dieselfde probleem gehad, vrees in sy lewe. 'n Magtige man van God, 'n verbond wat hy het met God. Hy staan in verhouding met die Here. Maar Moses het vrees in sy lewe gehad. Hy vat hy volk reg deur die hele woestyn met al die wonderwerke. Hy verlos hulle uit Egipte land uit. Hy doen wonderwerke. Hy kom by die Jordaanrivier, hy moet net oortrek en hy hoor 'n gerug dat daar opgeleide soldate is aan die ander kant. En vrees kom oor hom. En hy vlug terug die woestyn. 'n Man van God. Maar sy vrees het hom verhinder om die volle doel te bereik, om sy beloftes te bereik. So daar's 4 metodes wat ons kan gebruik om van die gees ontslae te raak. Nou die eerste metode is deur die salwing. So ek vat 'n bietjie olie, ek sit op jou hoof, ek doen vir jou gebed. En so breek ons die juk oor jou. Ons raak van ontslae deur die salwing. Dit is wat met koning Saul gebeur het. Saul het 2 probleme gehad. Hy het aan verwerping gelei, hy het hom altyd gesien as 'n minderwaardige mens, en hy het aan vrees gelei. En die oomblik toe hulle esels gesoek, kom hulle mos by die profeet Samuel uit. En Samuel vat olie en hy salf vir Saul. En hy breek hierdie juk oor hom. Jy het nooit weer gehoor dat Saul minderwaardig was nie. Maar Saul het nooit teruggegaan om van hierdie probleem ontslae te raak. Hy was altyd bang. Hy was bang vir verwerping. Hier kom Dawid, en Dawid begin in die koninkryk op te staan, en Saul is bang dat Dawid sy koninkryk gaan wegvat. Hy ly aan verwerping. So hy probeer vir Dawid doodmaak met die spies. Hy's bang vir sy eie mense, hy's bang vir die vyand. Eventueel gaan hy na die heks van Endor toe om raad te kry, en eventueel pleeg hy selfmoord, maar sy groot probleem het gelê by vrees. Petrus het ook vrees in sy lewe gehad. Hier word Jesus se kruisig. Hy's een van Jesus se vennote, se bondgenote, se vriende. Hy kruip weg terwyl Jesus gekruisig word. Die eerste diensmeisie vra hom, maar jy's ook een van hulle, en hy ontken dit, hy lieg, hy's te bang. 3 keer agter mekaar ontken hy deur sy vrees dat hy ook 'n vriend is van Jesus. Hy's bang om doodgemaak te word. Selfs op daai bootjie, toe Jesus sê kom loop op die water, kom na my toe. Hier begin Petrus se stap, want toe hy die probleme sien om hom, die storm, toe sink hy weg. Die Here sê, jou klein gelowige, hoekom het jy nie geloof nie? En hy sê, Here help vir my. Vrees in hulle lewe. Selfde probleem wat ons vandag het, vrees in ons lewens. So deur die salwing kan ons daai juk breek, ons kan hom afhaal. 'n Tweede metode is deur vasting en gebed. En dit vind jy mos in Jesaja 58. Hy sê, en as jy begin te vas, as jy begin die Here aanroep, hy sê, dan sal die Here sê, hier is ek by jou. Dan sê jy roep en die juk word gebreek. Dan sal jou lewe wees, jou gesondheid sal wees, soos die son wat in sy volheid tevoorskyn kom. Deur vasting en gebed kan jy ook hierdie jukke breek. Dis 'n tweede metode. 'n Derde metode is deur duiwel uitdrywing, waar jy direk teen hom kom. Jy bid nie vir die mense, jy kom teen hierdie gees, jy sê vir hom, jou spirit of fear, in Jesus naam bind ek jou werk oor die persoon, ek stel jou kragteloos, en ek beveel jou in die naam van die Here om af te gaan. Jy kan nie hierdie gees doodmaak, jy kan nie gevangenes te stuur nie, jy kan hom afhaal. So in ander woorde, deur hierdie gebede, enige van hierdie 3, haal ek hom dus hier af, en dan gesit hy aan die buitekant. En sy begeerte is om terug te kom. Dis sy begeerte. Hy wil terugkom. Want hy staan onder bevel van Satan om terug te kom. Dis sy bevel om jou in gevangenskap te hou. So hy probeer terugkom. So die probleem met hierdie eerste 3 is jy kan hom afhaal, maar jy kan hom nie doodmaak, jy kan hom nie gevangenis stuur nie. Dan sit hy daar. Maar hy wil terugkom. En dan gebeur die volgende.
Goed, lees nou vir my hierdie gedeelte in Matteus 12 vers 45. Dan gaan hy en hy neem 7 ander geeste, slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar. En die laaste van daardie mense word erger as die eerste. Jy sien wat 'n probleem het jy nou. So hy gaan al 7 ander wat spesialiseer ook in vrees, groter as hy self, met groter autoriteit, en hulle kom terug. En jou probleem is later groter as ooit van tevore. So dis die probleem met hierdie eerste 3 metodes. Jy doen nie inderwaarheid 'n onguns aan om vir daai ou te bid, en baie keer in die kerk roep hulle iemand vorentoe sê, maar goed, jy het vrees in jou lewe, kom ek bid vir jou, jy haal hom af, maar jy leer hom nooit om vry te bly nie. En dis waar die probleem nou is.